Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 6 Maart. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons loof U, ons prys U vir nog 'n dag, vir nog 'n studie en nog 'n voorreg om U woord te kan bestudeer. Liewe Vader, mag U Gees ons lei sodat alles wat ons doen tot eer van U naam mag wees. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Vir verdere studie gaan ons 'n aanhaling lees uit Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 474 en 475. Net soos mense in die apostelse tyd probeer het om geloof in die skrifte deur middel van die oorlewering en die filosofie te vernietig, so trag die vyand van geregtigheid in ons tyd om siele deur middel van die aangename idees van die hoër kritiek, evolusie, spiritisme, teosofie en panteïsme op verbode paaie te lei. Vir vele is die Bybel 'n lamp sonder olie, omdat hulle gedagtes op die gebied van spekulatiewe geloof begeef het wat misverstand en verwarring veroorsaak. Deur middel van sy ontleding, veronderstelling en heropbouing vernietig die hoër kritiek geloof in die Bybel as 'n goddelike openbaring. Dit ontneem Gods woord die mag om menslike lewens te beheer, op te hef en te besiel. Deur spiritualisme of wysbegeerte word vele geleer dat begeerlikheid die hoogste wet is, dat losbandigheid vryheid is en dat die mens aan niemand anders as aan homself verantwoording hoef te doen nie. Die volgeling van Christus sal die drogredes teekom waarteen die apostel die gelowiges te Kolosse gewaarsku het. Hy sal spiritualistiese vertolkinge van die Bybel teekom, maar hy moet dit nie aanvaar nie. Hy moet sy stem in duidelike bevestiging van die ewige waarhede van die skrifte laat hoor. Met sy oë op Christus gefestig, moet hy doelgerig op die aangewese weg voortbeweeg en alle leerstellings verwerp wat nie met sy leer ooreenstem nie. Die waarheid van God is die onderwerp waaroor hy moet dink en pyns. Hy moet die Bybel as die stem van God ag wat regstreeks tot hom spreek. So sal hy die goddelike wysheid vind. Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 474 en 475. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Wat beteken dit dat Christus, volgens Kolossense 2 vers 9, al die volheid van die Godheid liggaamlik woon en dat hy die hoof is van alle owerheid en mag? Ons lees ook Johannes 1 vers 1 wat sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Ons lees ook Hebreërs 1 vers 3 wat sê: Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Ons lees ook 1 Petrus 3 vers 22 wat lees: wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Vraag nommer 2. Ons het heel waarskynlik al gehoor hoe Kolossense 2 vers 14 tot 16 as 'n argument teen die sewende dag Sabbat gebruik word. Ons lees Kolossense 2 vers 14 tot 16. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.
laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie. Watter ander probleme, behalwe wat in hierdie week se les bespreek was, word deur die gebruik van hierdie teksverse geopper dat ons nie meer die 4de gebod hoef te onderhou nie? Vraag nommer 3. Hoe hanteer jy diegene wat daarop aandring dat ons die seremoniële wette ook moet hou? Hoewel jy dalk geestelike of teologiese seëninge kan ontdek deur dit te onderhou, watter probleme ontstaan wanneer daar aangedring word dat dit onderhou moet word? Vraag nommer 4. Ellen G. White se aanmerking hierbo dui aan dat ons die Bybel as die stem van God moet ag wat regstreeks tot ons spreek. Hoekom moet ons dan ywerig daarteen waak dat enige een of enige iets nie ons geloof in die autoriteit en inspirasie van die hele skrif verswak nie, selfs die gedeeltes wat ons dalk in sekere gevalle ongemaklik kan laat voel?